Welkom terug in die 5de episode oor verwoesting wat ook in bladsye 92 tot 102 van die boek verduidelik word, gaan ons leer oor dinge wat na die vloed gebeur het en spesifiek wat was die effek van die vloed op onder andere die vorming van berge, valleie en die ystydperk. En dan gaan ons ook vinnig kyk na mammoete en die gletsertydperk. U het dit met die wêreldvloed soos met 'n kleed oordek. Die waters het bo oor die berge gestaan. Vir u dreiging het hulle weggevlug. Vir die stem van u donder het hulle weggeskrik. Berge het opgereis, laagtes het weggesak na die plek wat u vir hulle reggemaak het. 'n Grens het u gestel waar hulle nie oor mag gaan nie. Hulle mag die aarde nie weer oordek nie. Die topografie van 'n area is maar net 'n beskrywing van die land se oppervlak en sluit die berge, heuwels en valleie in. Uit Psalm 104 is dit duidelik dat God die aarde se topografie drasties verander het. Die vloedwater het aangehou om te styg en gou was daar 'n wêreldwye oseaan, omdat die water selfs die hoogste berge bedek het. Die berge was egter voor die vloed glad nie so hoog soos vandag nie. Dit kon nie gewees het nie. Ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom. Soos wat die water gestyg het, het aardbewings, vulkaniese aktiwiteite as ook tektoniese plaatbewegings toegeneem. Die opbreek van die superkontinent, aardbewings en vulkaniese uitbarstings, as ook die relatief vinnige verskywings van die aarde se tektoniese plate, het veroorsaak dat kontinentale massas en berge soos die Himalajas, Alpe en Andes opgedruk het, terwyl ander dele weer gesink het onder die gewig van die massas water wat van die kontinente afgestroom het tot in die nuut gevormde oseaankomme, net soos dit in Psalm 104 beskryf word. Vandag kan jy nog steeds van hierdie beweging so effens voel tydens 'n aardbewing of wanneer 'n vulkaan uitbars. Nuwe kontinentale landmassas met nuwe bergreekse van gevoude gesteente laag, of ons noem dit plooiberge, het dus teen die einde van die vloed vanuit die water opgedruk. Ons almal weet natuurlik dat 'n rots glad nie kan buig nie. Die plooiberge moes dus gevorm het toe die modderige sedimentlaag nog redelik sag was. Anders sou hulle heeltemal verbrokkel het sonder om sulke mooi egalige plooiings te vorm. So toe daardie sagte laag opgedruk is hulle verwring en gedraai en gevou as gevolg van hierdie enorme loslating van kragte. Onthou, plooiberge is nie deur vulkane gevorm nie. Dit was nie sagte lava of ander stollingsgesteentes wat met tyd verhard het nie. Plooiberge bestaan uit sedimentêre gesteentes, wat beteken dat hulle deur water neergelê is. Jy kan mooi voorbeelde hiervan sien in die Swartbergpas. Hierdie foto's is tussen Berrydale en Montague in die Wes-Kaap geneem. Die opdrukking van die kontinentale landmassas het verder veroorsaak dat ander gesteentelaag skuins opgedruk is, soms tot byna 90 grade, soos jy op die foto's kan sien wat by Loskopdam en Kamanassie geneem is. Vanuit al hierdie ontsaglike bewegings en verskywings het ons huidige nie-vulkaniese bergreekse ontstaan. Dit sluit die plooiberge in waaroor ons nou net geleer het. Die ander tipes berge is vulkaniese berge, met ander woorde, hulle het ontstaan weens die uitbarsting van vulkane. Beide vulkaniese en nie-vulkaniese berge het min of meer op dieselfde stadium ontstaan, alhoewel vulkaniese aktiwiteite nog steeds voortgegaan het na die vloed, maar net op 'n baie kleiner skaal as tydens die vloed. Nou ek het voorheen genoem dat die berge voor die vloed
nie so hoog kon gewees het as wat hulle vandag is nie. Hoekom nie? Wel, die berg Everest is vandag amper 9 kilometer hoog, terwyl die Mariana Trog naby Guam amper 11 kilometer diep is. As jy vandag al die berge kon platdruk en gelyk maak, en al die diep oseaankomme kon opdruk en gelyk maak, sodat die aarde net een gladde, ronde bal was, dan sou die kontinentale massas 2,7 kilometer diep onder water gewees het. Jy sien, daar is meer as genoeg oppervlakwater om die hele aarde te bedek. Die topografie moet net meer gelyk wees. Dit is interessant dat 70% van die aarde se oppervlakte steeds vandag met water bedek is. Hou ook in gedagte dat die bergboubesigheid nie voor die vloed al kon begin het nie, en wel om die volgende rede. Die water het tot byna 7 meter bo kan die hoogste berg gestyg. Indien vandag se hoogste berge, 9 kilometer bo seevlak, tydens die vloed met water bedek was wat nog 7 meter hoër gestyg het, dan sou die hele wêreld vir ewig met water bedek gewees het, omdat die kontinente te diep onder die water sou gewees het. Die berge moes dus laer gewees het as wat hulle vandag is, en daar moes insinkings en opstotings plaasgevind het om plek te maak vir al daardie water en vir ons. Die oseaankomme van vandag is ook baie, baie dieper as wat hulle voor die vloed was, omdat hulle nou as opgaarplekke, reservoirs vir die massiewe hoeveelhede vloedwater moes dien. As 'n mens mooi daaroor nadink, dan kom jy tot die gevolgtrekking dat dit net goddelike genade was. Toe ek my grens daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het en gesê het, tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie, en hier word 'n grens gestel vir jou trotse golwe. Die globale watermassa van die vloed het die voorvloedse heuwels en berge deur erosie gelyk en plat gedruk. Nadat die water die hoogste berge bedek het, het God gespreek en die water het weggevlug. God het dus 'n grens gestel, sodat hierdie water nooit weer die hele aarde sou bedek nie. Dit beteken dat ons die water van die Bybelse vloed nog steeds vandag kan sien, want dit is alles in die oseaan. Die reuse massas vinnig bewegende water wat van die kontinente afgestroom het, het ontsaglike hoeveelhede grond in die see ingespoel. Erosie gebeur wanneer grond deur water of wind of albei weggespoel of weggewaai word, sodat daar sulke gate en slote en dongas, ravijne en selfs valleie agterbly. So het erosie bygedra tot die basiese vorming van ons landskappe soos ons dit vandag ken. Valleie het baie vinnig gevorm, nie stadig nie. Ons het selfs vandag voorbeelde daarvan wat vir ons duidelik wys dat valleie beslis nie miljoene jare nodig het om te vorm nie. Die uitbarsting van die Mount St. Helens vulkaan in die VSA in die 1980s het veroorsaak dat 'n moddervloed 'n 43 meter diep vallei binne slegs 1 dag uitgespoel het. Hulle het dit later Little Grand Canyon genoem, omdat hierdie vallei 1/40ste die grootte van die Grand Canyon is. 'n verdere voorbeeld is die Burlingame Canyon in die noordweste van die VSA. Hierdie vallei is in minder as 6 dae gevorm. As ons vandag na die groot valleie in die wêreld kyk, soos die Grand Canyon, wat die grootste vallei in die wêreld is, of die Visriviervallei, wat die grootste vallei in Afrika en die tweede grootste vallei in die wêreld is, dan kan ons nie help om te wonder hoe dit ontstaan het nie. Die vraag wat ons moes vra is, was dit 'n bietjie water en baie tyd, of baie water en 'n bietjie tyd? Hierdie groot valleie kan die heel beste verklaar word deur die vloed van Noag in ag te neem. Vir jou word die gewone algemene verduideliking gegee dat daardie einste klein stroompie wat daar heel onder in die vallei is, reuse valleie soos die Visriviervallei en die Grand Canyon stadig oor miljoene jare uitgekerf het. Dis nogal 'n reuse taak vir so 'n klein riviertjie. Kyk 'n bietjie na hierdie twee fotos. Die een aan die linkerkant wys vir jou die effek van erosie op 'n klein skaal. Hierdie donga is glad nie diep nie, jy sal daarin kan staan,
sodat jou kop waarskynlik bo uitsteek. Dongas word gevorm deur baie water wat die donga relatief vinnig uitspoel. Kyk nou na die foto van die visriviervallei aan die regterkant. Sien jy hoe baie dit dieselfde lyk as die donga? Sien jy die effek van baie water en 'n klein bietjie tyd? As gevolg van die vloed van Noag, wat die hele aarde oordek het, was daar op 'n stadium baie groter volumes water in die riviere. Dis algemeen om vandag slegs die oorblywende smilstroompies te sien, wat tussen die styl hoë kraanse van groot valleie vloei. Met die enorme hoeveelheid water wat na die vloed uitwaarts oor die land gevloei het, is 'n baie groot hoeveelheid grond en sedimente weggespoel. Dit was erosie 101. En ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke. Dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde, tussen my en alle vlees wat op die aarde is. Kom ons spring na die jaar 1883. Krakatoa was 'n vulkaniese eiland wat tussen Java en Sumatra geleë was. Die vulkaan het vir 'n paar maande reeds gewoed, toe 'n sywaartse kraak skielik ontstaan het en seewater tot reg binne in die hoofaar afgevloei het. Dit het tot een van die gewelddadigste uitbarstings in die laaste 100 jaar gelei en uiteindelik veroorsaak dat die hele eiland verwoes is. Slegs 'n ring van klein eilandjies het uiteindelik oorgebly. Nou daar is letterlik duisende uitgewoede vulkane reg rondom die wêreld en dit sluit vulkane onder die see in. Hulle ligging in die geologiese kolom dui vir ons aan dat hulle naby aan die einde van die vloed steeds aktief was en ook vir 'n tydperk daarna terwyl die vloedwater teruggesak het. Lugbesoedeling bly oor die algemeen nie baie lank in die atmosfeer nie. Dit sak uiteindelik af of word binne slegs 'n paar weke deur reën afgewas. Wanneer sekere besoedelingsstowwe soos stof en as egter tot in die stratosfeer, dit is tussen 16 en 48 km hoog, as dit tot daar opgeskiet word, dan bly dit vir jare lank daar. Vulkane is 'n natuurlike oorsaak hiervan. Wanneer daar sulke groot hoeveelhede stof en as in die stratosfeer teenwoordig is, dan kan dit die son se uitstraling met tot soveel as 20% verminder. Dit het 3 jaar geneem voordat die stof en as van Krakatoa uiteindelik gaan lê het, terwyl dit die wêreld se temperatuur vir bykans 5 jaar lank verlaag het. Eers daarna het die temperature weer begin herstel. Nou hoe verskriklik erg moes dit gewees het toe duisende vulkane op dieselfde tydstip uitgebars het. Die groot hoeveelhede stof en aspartikels wat tot in die stratosfeer opgeskiet het, moes natuurlik die klimaatstoestande drasties beïnvloed het. Die kombinasie van vulkaniese stof, as en rook sou die lug dramaties verdonker en gekeer het dat die sonstrale die aarde kon opwarm en daarom het die landmassa baie vinnig afgekoel. Onthou jy nog hoe ons geleer het van die fonteine wat oopgebreek het en hoe dit waarskynlik die oseaniese riwe was wat oopgeskeur het waaruit die vuurwarm lava opgedruk het om 'n splinternuwe vuurwarm seevloer te vorm. Nou dit het veroorsaak dat die oseane aansienlik warmer na die vloed was as wat dit voor die vloed was. Warm oseane veroorsaak dat daar meer verdamping van die seewater plaasvind en dit vorm nou weer 'n massiewe hoeveelheid warm vog en wolke in die lug. Wanneer warm vogtige lug oor die koue landmassas beweeg, dan koel die lug baie vinnig af. Hoekom was die landmassas koud? Wel, daar is 'n paar redes. Eerstens, soos ek nou net verduidelik het, sou die vulkaniese stof en as in die lug die sonstrale uitblokkeer en so verhoed het dat dit die aarde opwarm. Tweedens, die toename in vogtige lug sou veroorsaak het dat daar 'n baie hoë persentasie wolke in die lug was. En derdens, die landoppervlakte was kaal gestroop van plantegroei, omdat die vloedwater meeste van die plante uitgeruk en weggespoel het.
Plante absorbeer gewoonlik sonlig, maar die grootliks kaal oppervlakte na die vloed sou meeste van die sonlig nou ook terug weerkaats. Omdat die landoppervlakte koud was, sou enige sneeu wat daar geval het, nie vinnig gesmelt het nie, maar eerder daar bly lê en kliphard geword het om plate ys op mekaar te vorm. Hier kry ons dan die perfekte toestand, die perfekte resep vir die ontwikkeling van 'n ystydperk. Die ystydperk moes dus na die vloed begin en aangehou het totdat die oseane aansienlik afgekoel en die klimaat weer begin stabiliseer het. Die meeste skepingsleerwetenskaplikes glo dat die ystydperk vir ongeveer 700 jaar lank geduur het. Dit het slegs eenmaal gebeur en die ys het nog nooit meer as 1/3 van die aarde se oppervlakte bedek nie. Vandag is Antarktika bykans heeltemal met ys bedek, maar voorheen het die ysplate waarskynlik baie ander lande ook bedek, soos Suid-Afrika, Italië, Australië en selfs Ohio in die VSA. Hou in gedagte dat 'n klomp koue winters na mekaar nie 'n ystydperk kan veroorsaak nie. Baie vog en daarom 'n groot hoeveelheid warm water word benodig. Terselfdertyd word 'n koue landmassa benodig. Daardie unieke toestande het slegs eenmal in die geskiedenis van die wêreld geheers. Evolusioniste glo egter dat daar verskeie ystydperke oor 'n fiktiewe periode van ongeveer 2 miljoen jaar plaasgevind het, waarvan 5 belangrik was. Met inagneming van die baie spesiale toestande wat benodig word vir slegs een ystydperk, is hierdie voorstel heeltemal onrealisties. Trouwens, hulle het steeds geen geldige verduideliking of ooreenstemming onder hulle oor hoe selfs een ystydperk kon ontwikkel het nie. Te midde van al die vulkaniese uitbarstings en ontploffings het die pole gevries en die diere in die verre noorde is deur hierdie koue oorval. Een van daardie diere was natuurlik die reuse mammoet. Die mammoet is 'n tipe olifant en soms met lang hare. Daar was egter ook ander diere wat skielik gevries het, soos bere, wolwe, jakkalse, sabeltanddiere, rooi katte, perde, kamele, bokke, bison, skape, rotte ensovoorts. Moet jy agterkom dat meeste van hierdie diere bekende diere is, nie prehistoriese diere nie. Die oorblyfsels van honderde duisende mammoete is in Noordoos-Siberië en Alaska ontdek en laasgenoemde 2 lande met 'n beraamde 1 miljoen mammoet-oorblyfsels. Dit lyk asof die diere erg onder stormagtige weer deurgeloop het en asof sommige van hulle baie vinnig gevries het. Mammoet-oorblyfsels is selfs so ver as Mexiko ontdek, wat aandui dat hulle waarskynlik baie goed by 'n groot verskeidenheid van klimaatstoestande aangepas was. Alhoewel 6 relatief ongeskonde semi-bevrore mammoetkarkasse al ontdek is, toon die meerderheid van die karkasse tekens dat hulle ontbind het voordat hulle gevries het en begrawe is. Daar is byvoorbeeld tekens van die teenwoordigheid van papies, van karkasvretende vlee, asook tekens van diere wat op hulle geaas het. Sommige van hierdie ongeskonde semi-bevrore karkasse het selfs nog onverteerde kos in hulle maag gehad. En van die plantspesies wat in hulle maag ontdek is, groei vandag nog steeds in warm klimaatstreke. Dit voorsien verdere bewys van die klimaatsverandering wat plaasgevind het, veral in noordelike Siberië en Alaska. In ander gevalle is mammoete ontdek waarvan die vleis eetbaar was. Honde het daarvan gevreet en sekere mense ook geëet, bedoel ek. Miljoene jare oud, wat dink jy? Leyuba is die mees volledigste mammoet wat nog ooit ontdek en bestudeer is deur navorsers. Rotstekeninge van mammoete is deur mense gemaak wat na die vloed saam met hulle geleef het. Want hoe anders teken jy iets in soveel besonderhede as jy dit nog nooit self gesien het nie? Aangesien die oorblyfsels van hierdie mammoete in ys bo op die sedimente van die vloed ontdek is, moes hulle een of ander tyd na die vloed gevries het. Stormsterk winde was waarskynlik die oorsaak dat so baie van hulle in groepe ontdek is waar hulle saamgedrom het. Radiokoolstofdatering het die uitsterwing van die mammoete op minder as 4000 jaar gelede aangedui, wat natuurlik die regte ouderdom volgens die vloedgebeure is.
Dit beteken dat mammoete hoofsaaklik na die vloed op groot skaal uitgesterf het. En tog moet ons vra, het hulle almal werklik uitgesterf? Die inheemse ewenkstam van Noordoos-Siberië het goed gepreserveerde mammoetvelle in hulle besit gehad. Hulle het in fyn besonderhede beskryf hoe hierdie diere gelyk en opgetree het, asook wat hulle geëet het en hoe hulle self op hierdie diere jag gemaak het. Tydens 'n Russiese ontdekkingsreis in 1922 is daar selfs vanuit hierdie selfde stam rekords van lewendige mammoete ontdek. Kolonel John Blashford Snell se ontdekking is egter steeds die opwindendste een. Gerugte het al vir baie jare die ronde gedoen dat ongewone olifante met kenmerke soortgelyk aan 'n mammoet in Westelike Nepal voorkom. Die kolonel se ontdekking van 2 van hierdie olifante het die gerugte bevestig en omtrent 'n groot gebuzz deur die wetenskaplike gemeenskap gestuur. Die 2 bulle, Rajaphaji en Kanji, weeg ongeveer 7 ton elk. Hierdie soort ontdekkings is tot onlangs eenvoudig deur evolusioniste geïgnoreer, maar hulle is deesdae so 'n bietjie meer versigtig om net se muur te verklaar dat mammoete uitgesterf het. Baie jare na die vloed het die oseane weer afgekoel. Dit het veroorsaak dat daar minder verdamping, minder wolke en minder sneeuval was. Die vulkane was ook nie meer so aktief nie en al die stof het uiteindelik genoeg gaan lê sodat die son se warm strale daardie dele weer kon opwarm. Die ystydperk was uiteindelik verby. En alhoewel die totale tydperk ongeveer 700 jaar lank was, het dit ongeveer 500 van die 700 jaar geneem vir die ysplate om op te bou en 200 van die 700 om weer te smelt. Job, wat natuurlik 'n afstammeling van Noag was, het moontlik die effek van hierdie ystydperk ervaar. God het vir hom gevra: "Uit wie se moederskoot kom die ys te voorskyn? En die ryp van die hemel, wie baar dit? Die waters word hard soos 'n klip en die oppervlakte van die watervloed sluit aan mekaar." Daar staan ook in Job 37, uit sy kamer kom die stormwind en deur die wolke strooi skoue. Deur die asem van God word ys gegee en die wye waters lê vas in die engte. Die vries van die pole het 2 dinge veroorsaak. Groot hoeveelhede water was vir 'n tyd lank in die poolstreke opgesluit en later, toe die ystydperk geëindig het plate van ys vanaf die Noordpool suidwaarts begin afgly vanaf die kontinente. Wetenskaplikes verwys hierna as die periode van gletsers. Wanneer hierdie ysplate of gletsers stadig langs steil hellings afgly, dan maal en vergrys dit die rotsmateriaal waaroor dit beweeg en dit kwerf sulke U-vormige valleie uit terwyl dit die los rotsmateriaal oor lang afstande saamsleep. Later, nadat die gletser gesmelt het, kan 'n mens die groewe duidelik in die harde klip sien. Dit is ook hoekom ons weet dat daar voorheen baie groter ysplate was as wat daar vandag is. Gedurende die ystydperk was die seevlak baie laer gewees as vandag, omdat so baie water in die ysbedekking opgesluit was. Gevolglik was daar vir 'n tyd lank landbrûe, waaroor die diere na ander kontinente kon versprei. So seker as wat daar 'n tydperk van vinnige afkoeling na die vloed was, was daar egter ook weer 'n tydperk van skielike opwarming, nadat die seetemperatuur herstel het, die vulkane bedaar en die stof gaan lê het. Dit het veroorsaak dat die gletsers gesmelt en verklein het, wat weer die seevlakke laat styg en die landbrûe éventueel laat verdwyn het. Kleiner diere kon ook op puimsteen of vlotte wat uit drywende plante groei bestaan oor die see na ander plekke versprei het. Dit is iets wat ons nogal dikwels onlangs waargeneem het. In die laaste deel van die onderwerp oor verwoesting, kyk ons verder na die oorlewing van mense en diere na die vloed. Tot 'n volgende keer.